Goeiemôre, geliefdes in die Here, weer eens uit jou vanmôre. Gegroet is elkeen in die wondernaam van Jesus vanmôre. My vriend en my vriendin, ons is nou pas klaar gemaak met 2 reekse, een oor sonde en die oorsprong van sonde en wat dit doen aan ons en alles. Daar 'n hele reeks kan jy op YouTube kyk. En toe het ek begin praat met jy oor die werking van die Heilige Gees en het ons hele klompie video's daaroor gegaan. Dit is ook op YouTube. En dan vandag begin ek ook met hierdie een oor gebed. Want sien jy vriendin, gebed is werklik waar 'n noodsaaklike ding, want gebed is eintlik die vorm waarmee ons met God kan spreek, kontak hou met God, in verhouding met God kan wees. En as iemand vir my sou vra wat gebed is, of ek kom vra vir iemand anders wat gebed is, weet jy, dan kry ons baie verskillende antwoorde. Die meeste mense bid tog een of ander tyd in hulle lewe. Baie bid net as dit 'n noodgeval is. Dit is ook so dat baie mense wat nie aan God glo nie, glo aan afgode, en hulle bid tot afgode. Ander mense weer bid na die voorvaderlike geeste. Maar mense bid. Tog is daar baie mense, selfs Christene, moet ek vir julle sê, wat nie werklik verstaan wat gebed is nie. En wat nooit werklik deur gebed kontak maak met God nie. God is 'n lewende God, wat in verhouding met ons wil staan. Hy wil met ons praat, hy wil met ons kommunikeer. Maar wat is gebed? Wel, deur hierdie reeks, as jy dit volg, sal u agterkom wat gebed is. Nou vriende, gebed is om met God te praat, soos ek al reeds gesê het. Maar dit is ook om God om hulp te vra. Gebed is 'n manier waarop ek my behoeftes aan God kan bekend maak. Gebed is ook om vir ander mense in te tree. Al hierdie dinge maak regtig waar deel uit van gebed. Maar weet jy wat? Gebed is veel meer as dit. Gebed is nie net om 'n maklike of selfsugtige manier te kry om dinge van God te verkry nie, en om daaruit voordeel te trek nie. Nee, vriende, gebed gaan in die eerste plek om God, om hom te eer. Hy sê in Psalm 50 vers 15, roep my aan. Wel, hy sê daar, roep my aan in die dag van benoudheid. Maar 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid gedurig, bid sonder ophou. So ons moet al ewig met God praat, want God wil met ons praat. Daarom sê ek, gebed gaan in die eerste plek om God. God sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou help, maar jy moet my eer. Hoe eer ons God? Deur nie net altyd wanneer ons 'n noodgeval het, of 'n probleem het, of iets in die lewe het, wat ons wil hê God moet uitsorteer na om te gaan nie, maar om altyd in gemeenskap met God te verkeer. Want God moet deur gebed verheerlik word, vriende. Daarom moet ook die lofprysinge en die aanbidding moet ook 'n groot deel uitmaak van gebed. As jy voor jou skottelgoed bak staan en jy staan daar en was, ja, jy moedertjie praat met jou, en jy voel jy wil hardop sing, in jou hart jy wil sing, moenie jou omgee wat ander mense sê nie. Dit gee lof en eer aan God, dit verheerlik hom. Byvoorbeeld as jy begin uitbars en sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Jy ken al hierdie liedere. Weet jy, God hou daarvan om na jou te luister. God hou daarvan dat dit hom verheerlik, want God is 'n vriend van mense. Weet jy dat Jesus Christus is 'n vriend van sondaars? Hy het gekom om die te red wat verlore is. Maar kom ons gaan terug. Dan praat ek met 'n bietjie verder, want ek wil ook vir u sê dat gebed is 'n spesiale middel wat God voorsien. Ja, hy het dit voorsien en waardeur 'n nietige mens soos ek en soos jy met die almagtige God in kontak kan maak. Dit kan omskryf word as ek moet sê, dat gebed is 'n gesprek tussen 2 mense wat mekaar liefhet. Vanoggend het my jou geestelike pa my kom besoek, en het ek gesels en ek het vir hom gesê, ek wil hierdie ding begin. En het hy vir my gesê, ek is al 32 saam met Dominee Popeye van Tonde. Hy het my na die Here toe gelei, en hy ook vir my gesê, hy skrik elke môre 2 uur wakker, dan praat hy met God, en hy bid die Onse Vader.
Want jy sien, daar moet 'n hunker in jou hart wees om met die almagtige God te praat. Want 'n gesprek tussen twee persone is kosbaar. En in die lig gesien, my broer en suster, kan ons in die komende tyd, wanneer soos ek aangaan met die boodskappe, dieper ingaan op die vraag wat gebed is. En vandag gaan ek dan begin by punt nommer 1. Is lekker as ons hulle so nommer so 1 vir 1, hè? Kom ons begin vandag met gebed, begin by God. Want jy sien, vir baie mense, moet ek vir jou sê, is gebed 'n moeilike saak. Hulle wil graag bid, maar hulle sukkel daarmee. Want hulle dink gebed is 'n menslike poging, wat dit nooit behoort te wees nie. Dit moet nie iets moeilik wees nie. Nee, dit moet 'n spontane ding wees. As jy in verhouding met God is, kan jy enige tyd, enige plek met hom praat. Of jy nou in die verkeer sit op pad is werk doen, of jy in jou bed lê, of jy daar voor die skottelgoedmasjien staan, selfs as jy daar by die braai is, jou vrou is binne besig om alles reg te kry en jy wag vir die kole om klaar te kry. Enige plek met jy kan jy met God praat, want sy oor is nooit te doof om te hoor nie en sy arm is nooit te kort om te help nie. Ek sê gebed kom van God af. Ja, want Romeine 11:36 sê dan vir ons, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, selfs jou gebed. Jy hoef nie hoë woorde te gebruik nie. Weet jy wat, gebed is 'n ding waar jy so naby aan God kan kom, is soos 'n kind wat met sy pa of met sy ma praat en op hulle skoot kom sit en hulle hart uitpraat. Dit is wat gebed is. Gebed is nie 'n sware las nie, my broer en suster. Is nie op iets wat met groot moeite en opoffering gedoen moet word nie. Alhoewel dit beslis, opoffering gaan kos van jou en ook selfdissipline vra, want jy moet nou leer om vroeër in die oggend op te staan, sodat jy jou dag reg kan begin. Daar die laaste, wanneer die horlosie afgaan en nou druk jy hom dood, want jy wil nog so 5 minute slaap. Stel hom nou 'n halfuur vroeër, en dan dink jy as jy wakker raak, ek moet nou eers met God gaan praat, nie nog 'n 5 minute slaap nie, want as jou dag reg begin, sal jou dag ook reg verloop. God sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. As jy afgaan na die kantoor toe, of jy staan daar op die fabrieksvloer, waar jy ook al bevind, God is met jou. Filippense 2:13 sê, want is God wat in ons werk, om sy wil voor te bring. God gee vir jou insig, God gee vir jou wysheid, God gee vir jou gesondheid, God gee vir jou selfs die suurstof wat jy nodig het om in te asem. So jy sien, gebed moet 'n dankbare ding ook wees. En gebed is maar net dit. Luister mooi wat ek vir jou vanmôre sê. Net om jou hart en jou hele wese vir God oop te maak en met hom te kommunikeer. Weet jy, ons het God so nodig. Miskien sal jy dit beter verstaan as ons dit uit 'n ander hoek uitkyk, soos Openbaring 3 vers 20. Daar sê die Here Jesus Christus, en hy klop. Hoor jy die klop van die Here as hy met jou wil praat? Dis die roepstem van God. Hy sê, kyk, ek staan voor die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Weet jy, vriende, die woord sê letterlik dat die Here by die deur staan. Die deur van jou lewe, die deur van die gemeente. Hy klop, want hy kan nie inkom nie. Maar hy sê, as iemand die deur oopmaak, in die ou dae, as jy in die mense se huise ingekom het, was daar 'n skildery wat daar gehang het, van die Here wat staan en klop aan die deur. As jy mooi na die skildery kyk, sal jy sien dat daar was nie 'n deurknop aan die buitekant nie. Dit verwys na die Here wat buite staan en ons alleen kan oopmaak. Hy gaan nie die deur afbreek nie. God is geen inbreker nie. Nee, hy's 'n God en 'n redder en 'n vriend van mense wat wil inkom om verlossing te gee. So die woord sê vir ons letterlik dat God by die deur van die gemeente staan en hy klop, want hy kan nie inkom nie, maar hy beloof as iemand die deur van hulle hart oopmaak,
sal hulle inkom. Ja, daar is nie 'n deur aan die hart nie. Maar hier is soos 'n metafoor, is 'n voorbeeld, as ons lewe oopmaak vir die Here. Want wanneer die Bybel praat van die hart van die mens, praat hy nie van die bloedpomp nie. Nee, hy praat van die innerlike mens. As ek my gees oopstel vir God, sal hy inkom. Ja, ons moet ons lewens oopmaak vir die Here. Ons moet hom innooi en hy sal by ons as persoon ingaan en saam met ons feesmaal hou. Dis wat hy beloof. Jy sien, as jy gebed so begin verstaan, my broer en suster, as iets wat by God begin en nie as iets is wat by die mens begin of iets wat die mens moet mee sukkel nie. Ons hoef nie op te klim na 'n hoë berg om by God uit te kom nie. Maar ons moet net ons hart oopmaak en met hom begin gesels. Dan sal gebed vir jou 'n feesmaal word. Want ek wil hiermee afsluit en vir jou sê, God beloof self. En ek lees vir jou uit Jesaja 56 vers 6 en 7. En hulle wat vashou aan my verbond, hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. So vriende, ons kan dus ophou sukkel om meer of beter te probeer bid met hierdie hoogdrawende woorde. Ons kan maar net weet, ons kan met God praat, want gebed begin by God. God het die saad in jou hart gesit om jou soekende te maak na 'n hoër hand, na hom. En God sal jou lus maak vir gebed, en die Heilige Gees sal vir jou intree met versigtinge volgens Romeine 8. As jy nie weet om te bid nie, sal hy jou leer om te bid. So môre sal ons 'n bietjie verder gaan. Ek wil nie die video's te lank maak nie, maar tot môre vriende, God seën u en God dra u deur. Here seën elke woorde, seën ook hierdie reeks, Here, seën die woord. Dit bid en vra ons in Jesus naam. Amen. Tot ons dan weer ontmoet, God seën u almal.